Welkom saam met my, Brunilde de Tooy, in die program van Aangesig tot Aangesig. Ons praat oor 'n baie moeilike onderwerp. Hoe om mense lief te hê wat jou bitter diep seer gemaak het. En wat ek voorbid is dat die Here ons harte hersal begin. Jy weet daai wat jy die aansluiter draai van die kar of die knoppie druk en daai kar kry krag, dat hy vandag dit vir ons sal doen. En soveel krag, dat dit sal voel of ons nog nooit seer gekry het nie. In Matteus 18 sê die Here baie duidelik dat offens gaan kom. So ek en jy gaan dit nie vryspring nie. Offens gaan kom. Het sy dit ek en jy 'n offens in ons hart vat, of dat ons aanstoot gee teenoor iemand anderster. Maar een ding moet ek en jy weet, iemand gaan my en jou verraai. Iemand gaan teen ons praat. Iemand gaan skinder oor ons. Iemand gaan 'n leuen vertel oor jou. Jy mag dalk 'n leuen vertel oor iemand anders. Jy mag dalk skinder oor iemand anders en dit veroorsaak sonder dat jy 'n slegte bedoeling in jou hart het. Ek wou gesê 'n nasty bedoeling in jou hart het. Iemand gaan 'n situasie wat gebeur het misinterpreteer en daaroor sy eie gevoelens uitspreek. Iemand gaan steel van jou. Het sy dit jou vreugde, het sy dit jou goedere, het sy dit iets waardevols in jou lewe. En baie keer die mense wat jou die seerste maak, is die mense wat die naaste aan jou is, vir wie jy die meeste in jou lewe gedoen het, vir wie jy in die lewe die meeste gegee het, vir wie jy in die lewe jouself die meeste neergelê het. Dis baie maklik om iemand lief te hê wat oor alles met jou saamstem, wat alles dieselfde glo as jy, wat alles doen soos jy, wat dink soos jy, wat praat soos jy. Is maklik om so 'n persoon lief te hê. Maar om lief te hê soos wat God lief het. 'n Liefde wat alles oordek, alles oorskadu, wat deurdrink is met God se liefde. En ek en jy kan slegs daar kom wanneer ons self die proses ook in ons hart begin om iemand lief te hê ten spyte van wat hulle aan jou gedoen het, ten spyte van hoe hulle jou te nagekom het, ten spyte van hoe hulle jou besteel, belieg en bedrieg het, ten spyte van hoe hulle die waarheid verdraai. Om toe te laat dat jou hart deur God se vuur gaan en deur God se vuur gelouter te word, om die offenses te hanteer, uit te haal en te gaan kyk na dit en na jou eie aandeel te gaan kyk. Selfs al dink jy is onskuldig. Om jou eie aandeel boontoe te bring en te sê, hierdie kon dalk misgeïnterpreteer wees. Hierdie kon dalk baie seerder gemaak het as wat ek het bedoel het. En daarvoor verantwoordelikheid te vat. Maar om op die plek te kom waar jy sê, niks gaan my skei van die liefde, wat 'n goddelike liefde vir hierdie persoon is. Niks gaan die liefde in my draai na bitterheid toe nie. Niks gaan die liefde kan steel nie. Dat ek so lief kan hê, dat ek die persoon kan skei van die daad wat gepleeg is, en die persoon kan lief hê in die mate wat God hom ook lief het. Ek leef 'n realiteit liefde. Ek leef 'n realiteit godsdiens. Ek leef 'n realiteit verhouding met die Here. In my lewe gaan goed ook nie altyd net reguit nie. Daar kom ook tye wat ek vir myself moet sê, do not take offense. Moenie aanstoot neem nie. Dit hang ook af van my dag, of ek 'n moeilike dag het en met moeilike dinge moet werk. Ek kry ook my oomblikke wat goed vir my moeilik is. Maar om te kies om te sê, ek gaan die persoon lief hê soos wat God die persoon lief het. Nie net die ou bandjie wat sê, what would Jesus do, en dan doen ek so ou aksietjie vir 'n oomblik nie. Ek gaan toelaat dat in my hart
dit volgens God se woord en volgens God se veranderde wil bly en volgens God se karakter bly, dat soos wat hy my liefhet met al my foute, gaan ek probeer leer om daai persoon wat my te nakom ook lief te hê. Soms praat ons nie meer met iemand nie omdat daar iets gebeur. Soms is dit iemand in ons familie. Ons bly in dieselfde dorp en ons praat nie meer met mekaar nie, want onvergewensgesindheid het deel geword van hierdie dinamika van hierdie liefde. Ek en jy moet ten spyte van dit die persoon skei van dit wat gebeur het. Want ons weet, Satan soek wie hy kan verslind. Hy soek waar hy kan moeilikheid maak. En waar beter plek as in jou Christenhuis? Dink jy nie hy sit dalk iewers in 'n hoekie en glimlag oor alles wat hy reg kry nie? Verseker doen hy. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy wat deur hierdie gaan as Christen gelowige, deurdrenkte kinders van die Here, dat ons sal sorg dat ons nie bitterheid in ons hart koester nie. Dis goed om te staan op jou waarde, verseker. Dis goed om te staan by die waarheid, verseker. Maar soms moet ek en jy die persoon kies en omskei van die seer wat hy aan ons gedoen het en toelaat dat die Here ons seer genees, sodat ons daai persoon in volheid en oormaat soos Christus kan lief hê. President Garfield was 'n Amerikaanse president en hy was deur 'n sluipmoordaanval geskiet. Maar hy was 'n groot man, hy was bietjie aan die molliger kant. En vandag is dit baie duidelik al onbekend dat hulle sê dat hy sou geleef het as hulle net opgehou het om daai bullet die heeltyd uit sy lyf uit te probeer haal. Want die koel het sy ingewande gemis. Daar was geen ernstige probleem nie, maar in die mediese veld in daardie jare het hulle nie geweet, as jy die koel net los, sal hy nog leef nie. Hy sal lewendig aan die ander kant uitkom en hy sal oorleef. Maar hulle het aanhou probeer om hierdie koel uit te kry. Soos ek en jy aanhou die roof afkrap van die probleem of van die, soos in die Engelse woord, die issue. As ons aanhou om daai roof af te krap, gaan dit bly bloei, totdat ons later aan daai wond gaan doodgaan. Partykeer is dit nodig om toe te maak en te sê, kom ons kom ooreen om van mekaar te verskil op hierdie gebied. Maar vergewe my dat jy seer gekry het, met wat ook al jy glo ek aan jou gedoen het. En dan ek vergewe jou, dat jy seer gekry het, met wat ook al, of dat ek seer gekry het met wat ook al jy aan my gedoen het. En ek sit dit agter my, en dan moet jy weier om toe te laat dat daai koel weer gegrou word om uitgehaal te word. Dis nodig dat ek en jy op die punt kom waar ons sê, ek gaan die verlede laat gaan. Ek kan niks daaraan verander nie. Ek kan niks daarby byvoeg nie. Ek gaan dit net laat gaan. Want jy het 'n persepsie en die ander party het 'n persepsie en die twee persepsies is dalk totaal verskillend. Want elkeen het sy eie emosie. En soms om te kan genees, is dit nodig om net te sê, weet jy wat, ons kan nie hier tot 'n vergelyk kom nie. So kom ons grou nie hierdie koel uit nie. Kom ons laat toe dat hy genees, dat hy die goeie werk doen en ons lewe behou. En weer van voor af die liefde saambou, die liefde vorentoe bou. Die verwyte wat ek en jy soos dikwels saamdra, is baie keer die oorsaak dat die verhouding nooit weer kan blom nie. Weet jy, as ek en jy 'n roos snoei,
dan groei hy die mooiste nuwe rose. Maar as hy aanhoudend huil op die wond en peste en siektes toelaat om in te kruip in daai snit, groei hy nooit weer nie. Dan verhard hy en word hy klip harde, droë, dorre hout. Moenie die insekte toelaat om te grou in daai wond en daar neste skrob en vrot te word nie. Daar kan geen lewe en mooi nuwe vrug, rose uit dit uitgroei nie. Soms gaan jy deur die moeilikste goed in 'n persoonlike verhouding met iemand, terwyl die Here besig is om aan die ander kant jou te bless. Ek het ook so 'n situasie gehad, waar die bediening blom en floreer, maar hier in die agterkant het ek 'n situasie met iemand wat my afbreek en my verniel en verwoes en vertrap. En ek en my man het gepyn oor hierdie. Weet jy, om te sê, ek het self teruggestaan in die bediening vir 'n tyd en nie so voluit gehardloop soos wat ek moes nie. Maar tog het die bediening bly groei en bly vrug dra, beter vrug as ooit. En ek het vasgehak vir 'n oomblik in hierdie ding, wat ek nie kon deurbreek nie. Maar die Here het mense my pad langs gestuur om vir my te kom bid. Die Here het die regte broer en susters om my gesit, om vir my te kom sê, moenie terughou nie, moenie wegstaan nie. Ek het onlangs 'n ding gehoor van een van die bekende predikante wat op die netwerke is, wat gesê dat die Here vir hom selfs gesê het, dat hy 2 kinders groot gemaak. En die een het hom voluit gedien en die ander het in jaloesie teen hom gedraai. Maar hy was nog nooit nie God nie. So staan jy jou plek vol, nie terugtrek nie. Hou vas aan dit wat die Here vir jou wil doen. Hou vas aan die deel wat hy wil genees en laat toe dat die genesing binne jou kan plaasvind en seëvier. Vat die genesing, sodat jy kan groei, sodat jy kan vrykom en daai persoon wat jou offend het, kan lief hê en kan vryspreek. En wanneer hy gereed is of sy gereed is of hulle gereed is om terug te kom, jy gereed is om jou arms op te gooi en te sê, dit is agter my. Maak jou gereed om te groei in Christus. In die lewe van 'n Christen leef jy baie keer sonder dat jy bewus is daarvan, leef jy eintlik in 2 wêrelde, omdat jy die een nie deurtrek na die ander een toe nie. So, ons het baie keer in ons kop al die kennis van hoe goed moet wees, hoe dit moet werk of moes gewerk het, en dan bring ons dit nie deur na al die vlakke toe nie. Ons bring dit byvoorbeeld na 10 vlakke, maar daar is 15 vlakke. En 5 vlakke kry nie daai volle rema nie. En dis baie keer wat gebeur wanneer 'n mens byvoorbeeld in die bediening is, dat jy in die kerk is en jy is die hele tyd besig met nog 'n worship sessie en met 'n gebedsaand, en jy het die kerk Sondagoggend en jy het die kerk Sondag aand en jy is besig met vrymakende waarhede en jy bied 'n kursus aan vir huwelike en jy bied 'n kursus aan vir bevryding en genesing en innerlike genesing en al die goed. Maar by die huis hou jy jou stilte tyd, jy doen jou Bybelstudie, jy doen jou gesinsbybelstudie, maar in klein areaatjies trek jy dit nie heeltemal deur nie, of is jy nog nie geoefen om die volle gees van waarheid toe te pas nie. En dis die areas waar jou huismense baie keer seer kry, of waar jou kantoormense seer kry, of waar jou kollegas of jou werksmense of mense met wie jy werk, jou publiek, jou kliënt seer kry, of jou eksterne familielid seer kry. Jy het geen waarborg vir die oop deur van die ander persoon nie. Jy het geen waarborg hoe die vyand
daai persoon dalk teen jou gaan gebruik, of die situasie wat nog nie heeltemal gegroei het na God se waarheid toe nie, gaan gebruik teen jou nie. Jy het geen waarborg nie. En ons almal gaan daardeur, want dit is die eindtyd gebeure. Dis wat die woord van die Here ons waarsku gaan gebeur in die eindtyd. So wat belangrik is dat ek en jy ons gees voor die Here gereed hou en reg hou en genees hou. Dat ons daai seer kry, nie 'n area gee waarin dit kan geil groei nie, maar dat ons baie vinnig dit smoor, sodat slegs God se liefde in ons kan groei en God se waarheid in ons kan groei. Jy moet ook nie die leuen aan jou eie karakter koppel nie. Ek is nogal iemand wat myself verskriklik kan slaan. En ek vat die skuld vir alles op my en ek vat dit erger en ek gee myself vreeslik pak. Maar daai ding keer ook dat ek God se liefde kan ervaar. So ek moet ook nie valslik die skuld vir ander dra nie. Want ek is nie die pakdonkie nie. Ek moet, wat ek waaragtig voor verantwoordelikheid moet dra, moet ek vat en ek moet dit hanteer voor die Here. Ek moet my gaan neerbuig en gaan jammer sê en my lewe regmaak en dit laat gaan. Ek kan nie die heeltyd myself daaroor pak gee nie. En daar lê 'n baie diep geheim om jouself ook te vergewe vir die situasie wat gebeur. Selfs al is jy skuldig, jou te vergewe vir die situasie wat gebeur. En verantwoordelikheid te vat en vir die ander persoon te sê, jy's jammer dat dit gebeur. Daar gebeur baie keer dinge in 'n ou se lewe wat alles verander. En een ding kan ons maar vir mekaar sê, hou ons nie van nie. En dis verandering. Veral as dit gemaklik was waar ons was. Dan is dit nie lekker as goed verander nie. Dan is dit nie maklik om te aanvaar dat goed verander nie. Party goed gebeur in jou familie, sodat daar gaan nooit weer, dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. Nooit, ooit weer nie, dit kan nie. Dit wat gebeur het gekom en dit so dinamies kom verander. Het sy dit goed of sleg? Het dit so verander? Maar daar bly een waarheid, hoe meer ek en jy die Here vertrou, hoe meer kan sy plan in vervulling gaan. Onthou die woord van die Here sê, God maak alles nuut. So hoe meer ek en jy dit in sy hande terugsit, hoe meer kan hy hierdie ook nuut maak, na die positiewe kant toe. Vergifnis herskryf altyd ons toekoms. Dink maar net aan die 2 manne wat langs Jesus gehang het aan die kruis. Vir die een het hom gespot en hy wou nie verander nie. Hy wou nie sy sonde vir die Here bely nie. Waar die ander een het gesê, Here, dink aan my as hy vandag in die hemel aankom, in die tuin is. En hy het gesê, so seker is wat jy daar hang, sal jy saam met my daar wees. My vrye vertaling. So hy kom altyd, wanneer ek en jy kom vra vir vergifnis, en ook in ons verhoudings vra vir vergifnis, kan hy dit nuut maak, totaal nuut. God maak vir ons 'n nuwe begin, wanneer ons kan vergifnis uitdeel en vergifnis ontvang, en mekaar kan opreg vergewe op 'n goddelike manier, maak hy 'n nuwe begin. Jesaja 30 vers 1 sê, weer die opstandige kinders, spreek die Here, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit my nie. Wat 'n verbond sluit, en dit is nie uit my gees nie, om sonde op sonde te stapel, wat gaan om na Egipte af te trek, met ander woorde na die sonde toe, en hulle raadpleeg my mond nie, om toevlug te soek onder die beskutting van Farao, met ander woorde onder die sondaars, onder die Satan, en om te skuil in die skaduwee van Egipte, om in die sonde te gaan skuil. Weet daai kinders. So hoeveel te meer moet ek en jy hulle nie lief hê, sodat hulle kan uitkom, daai persoon wat in ons familie ons lewe nag maak, daai persoon by die werk wat ons lewe nag maak, daai persoon in die samelewing, in die kerk wat ons lewe nag maak,
Hoeveel te meer moet ek en jy nie opreg lief hê, sodat Johannes 1 in vervulling kan gaan, van die volmaakte liefde wat alle vrees verdryf nie, sodat hulle tot bekering kan kom. In Jesaja 30 daar vanaf vers 31, want vir die stem van die Here sal Assur verskrik wees. Met die stok sal hy slaan, met 'n hoofletter. Vers 32, en elke swaai van die roede wat vir hom beskik is, wat die Here op hom laat val, sal wees onder begeleiding van tamboerijn en sitermusiek en met 'n uitgeswaaide vegtersarm sal hy teen hulle veg. Ek en jy kan baie duidelik hoor dat die Here duld nie hierdie tipe gedrag nie, en hy duld nie dat ons draai na die sonde uit ons eie keuse en sonde pleeg. So moet ek en jy ook nie as kind van God liefdeloos wees nie, want hy bly sê die liefde verdra alles, hoop alles, glo alles, en ons ken die hele teksvers. So ek en jy het nodig om daai in te trek en ons lewe daarvolgens te laat verander deur die Gees van God. Ek en jy het nodig om toe te laat dat die Here ons hart genees. Dit begin by my en jou hart wat moet genees. En wanneer ek en jy genees, kan die Here die saak begin beheer, want ons gee oor. Ek en jy het nodig om 'n waaragtige oorgawe in hierdie saak te maak. En dis ek gaan nie meer bitterheid voer nie. Ek gaan nie meer grou vir daai koel nie. Ek gaan toelaat dat dit genees, dat daar lewe kan kom. Lewe in oorvloed, 'n nuwe begin. Ek gaan toelaat dat ek genees voor U, Here my God, met alles in my. Gaan ek toelaat dat ek nie bitterheid hou teenoor die ander persoon nie, maar dat ek dit sal sien as hoe swaar hulle kry, en hulle sal bejammer op die regte goddelike manier. Moenie dink my saak was nie ook erg nie. My saak was ook hoër graad. En ek moet ook voor die Here sit en gereeld toelaat as daar 'n gedagte opkom wat negatief is, om te sê, Here, ek onderwerp dit aan U, sodat U in hierdie area rose kan laat voortbring en nie droë harde bar hout nie. Ek het net soos jy ook 'n vlees wat ek onder God die heeltyd moet onderwerp, om toe te laat dat hy kan genesing bring. En hoe meer hy my genees en die liefde in my hart opwek, hoe meer kan die saak opstaan in liefde. Hoe meer kan daar 'n liefdevolle nuwe begin uitspruit uit hierdie saak uit. Kom ons bid. Hemelse Vader, U weet, ons het elkeen 'n emosie wat U gemaak het. En ons het in ons vlees in begin beweeg om hierdie emosie ons eie reg in volume te gee. Ek kom nou en ek kom bid vir elkeen wat hierna luister. En ons kom vra U, Here, help ons om ons gees, siel en liggaam en daai emosies onder U liefde te kom onderwerp, sodat U ons hart kan kom genees. Ons nooi U in hierdie area waar ons gevange gehou word in seer en in bitterheid dalk, om ons te kom genees. Vergewe ons eie emosie, ons eie denke, ons eie harde koppigheid, wat ons nie wil vergewe nie, Here. Leer ons sagtheid, leer ons hoe om te vergewe, en die persoon te skei van die seer kry, die persoon te skei van die dade wat gebeur het, die persoon te skei van die liefdeloosheid, sodat U volmaakte liefde deur ons kan begin vloei, en U volmaakte liefde wat alle vrees verdryf, weer hierin eenheid en samehorigheid kan bring, en liefde kan bring. Vader, waar die wêreld so direkte aanslag maak op die eenheid van die familie en gesin, kom bid ek vanmôre dat U in jong mense se gees daai sterkte van die liefdesband van die familie sal kom vestig en weer in unity sal kom vasdraai na gesinne toe.
Here, in die werksplek, waar mense in eenheid aan dieselfde inkomste werk, wat almal versorg, dat U weer daar 'n unity sal bring. In die kerk, Here, waar ons die liggaam van U uitbeeld, en waar ons in die teenwoordigheid leef, dat daar weer 'n eenheid in gees, siel en liggaam sal kom, en die ware liefde sal opstaan vir mekaar, al verskil ons baie keer van mekaar, want dit maak die lewe so interessant, dat U ons verskillend gemaak het, sodat ons mekaar kan dien met verskillende gawes. Dankie, Here, vir die grootheid en die liefde en die harmonie wat ons op kan staatmaak. Kom genees ons gees, siel en liggaam. In die naam van Jesus, kom bid ons dit. Amen. Ek seën U nou in die naam van Jesus. Wees die geseënde. Amen.